O, skus. Nie geweet ons is al live nie. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier by Connection Studios hier in Centurion en ons het 'n beautiful set hierso gebou, so dankie aan Jaco van Connection Studios dat ons hierdie spasie kan gebruik. Ons gaan vandag se episode 'n klein bietjie anders begin. So, ek is baie opgewonde oor hierdie gas wat ek vandag hierso het. Ek dink hy het 'n baie groot toekoms wat nog voor hom lê in die Afrikaanse musiekindustrie en dit is vir my 'n massiewe voorreg om hom hierso te hê. So dames en here, verwelkom asseblief vir Fran Prins. Ek soek die perde terug in Kaapsel en kinders wat in die strate loop, waar een rand nog brood kan koop en 'n kerk wat my groot kan doop. 'n Film by 'n inry kyk en die Lucky Strikes in die lug kan ryk tussen ons. Ek wil spring soos 'n kind op 'n springkasteel en die wêreld sien in blou en geel. 'n Baie Thomas se pakkie steel en al my Wilsons met jou deel. En slaap sonder om iets te kort, saam my kinders in die straat groot word soos die ou dae. En net 'n bietjie minder vra. Sonder mense wat skinder of kla. Want daar's 'n drukking op my bors, want ons verdrink maar ons bly dors. En oud word is te duur, maar wie weet wat dit kos. En as ons tyd terug kon draai, wat se saad sal ons aansaai? Onthou die lewe is te kort en eendag gaan ons almal oud word. Onthou die lewe is te kort en eendag gaan ons almal oud word. Wow, yes, dit is amazing. Fran, baie dankie. Marco, wil jy gou help daar dat ons net gou die mic weer skuif en sy gitaar neersit. Hy gaan ons nou gesels. Vat gou 'n slukkie van daai koffie. Sit ek vir hom weer weg. Jammer. Yesie, dude. Daai was baie special. Welkom. Hoe gaan dit met jou? Besig. Is dit? Ja, goeie besig. Ek's baie bly. Ek sê altyd 'n mens moet besiger lyk as wat jy eintlik is. Ek probeer. Ek dink dis hoekom ek so besig is. Is dit soos ek's baie bly. Hoorie man, daai stukkie wat jy nou gespeel het, dit is nuut, nê? Nee. Dis baie nie. Dis baie nou. Niemand het dit al gehoor nie. Behalwe julle hoor en. Julle is die eerstes wat dit gaan hoor. Ja. Of wat dit nou net gehoor het. Sê gou vir my, het die song 'n naam? Nog nie? Nog nie. Ek dink seker maar dalk eendag gaan ons almal oud word, want dit is 'n realiteit wat ons almal gaan moet deurgaan. En ja, ek voel ek is in daai fase van my lewe waar ek oud word. En, ja, wel oud is seker nou maar 'n debatteerbare term, want wat beteken oud? Ja. Jy weet, oud vir een ou is nie dalk oud vir 'n ander ou nie. Maar die punt is, ons almal word ouer. Ja. En jy gaan dit nie kan ontsnap nie. Wel, tussen die boepens en die krake, maak nie saak hoe jonk ek voel nie, die lyf gee dit weg, weet. Ek sien. So. Hoorie, Jessie, ek is so bly. Ek is baie opgewonde oor jou. Ek meen, ons ken mekaar nie eintlik baie lank nie, maar dis al so jaar en 'n half wat ek en jy mekaar nou ken en bevriend geraak het en half soos kollegas geraak het, kan 'n mens amper maar sê. Ek tog is vriende. Ja, vriende beslis. Maar ons is meer as vriende in ander terme. Ja. En ek wil gou wil jy die storie vertel hoe ons ontmoet het of gaan ek? Ja, en wel jy vertel hom meeste van die kere. So ek was sit 'n spin op dit. Ek wil jou oogpunt hoor. Ek het nog ek het so net gepraat oor die ouderdom. Ek kan nie alles onthou nie. Maar okay, jy gaan my korrek as ek verkeerd is. Ja, ek sal saampraat. Alright, moet ek vir die kamera kyk. Vir my vir die kamera maak nie saak nie. So ja, dit was eintlik ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het
TikTok, die social media ding wat vir my so snaaks was. En ek het Engels getraai en toe Afrikaans geprobeer en gedink niks gaan van dit afkom nie. Maar toe kom 'n boodskap deur van Quintessential. Right? Quintessential. En ja, en jy het vir my gesê, hoorie man, het jy al labels, is die songs al opgeneem, wat gaan aan in jou carrière? Basically net soos ek gaan nie sê 'n wake-up call nie, maar soos die vraag wat ek nie geweet het gaan gevra word nie, want jy weet obviously wat agter die skerms gebeur en hoe dit gebeur. En ek was net, nee, ek weet absoluut niks. Ek is baie nuut in hierdie ding, groot drome, maar geen planning, niks beplanning nie. En ek kan onthou, jy het nog 'n meeting vasgemaak, dit was ek, jy en Lourens gewees. Eers ek en jy, en toe gaan ons na Lourens. O yes, ons het so vinnig gesit, en toe het jy vir my al die realiteite vertel, van wat die musiekindustrie behels. Wel, nie al die realiteite nie, die bietjie wat ek weet van my perspektief af. Dit was genoeg, dit was genoeg om my voor te berei. Soos, ek is daarmee heeltemal unseasoned chicken in gewees nie. Ja. En ja, my vriend, ek dink van daar af, ek wil nie sê die res is geskiedenis nie, want baie van die deure wat in my lewe oopgemaak het, kan ek net vir jou dankie sê. En ek is so dankbaar jy het hierdie aan mekaar gesit, want nou het ek 'n platform om vir jou ordentlik dankie te sê en jou in die oë te kyk. Yes, nee, dis so, kyk, dankie vir dit. So, om aan te gaan by die storie, jy het hom pretty much reg vertel, maar ek het een aand, het ek in bed geklim en ek het geskraal op TikTok soos wat mense doen partykeer en ek sien toe, die liedjie was Stormkind, wat jy opgelaai het. En toe ek soos hierdie ou te sterk vocal en ek dink daar's iets. Maar toe gaan soek ek eers bietjie meer oor wie is hierdie Fran Prince ou? Check ek op Instagram is al niks followers nie of baie min, TikTok het min gehad. Toe dink ek, okay, ek gaan outreach na jou toe en ek het jou gemessage om te vra, jy weet, wie is jy, wat is jou storie, waar kom jy vandaan? En langs die kort, toe ek na agter gekom, jy het blykbaar net teruggekom Suid-Afrika toe, jy was in Thailand, ja, daar gewerk, toe is jy net terug. Jy was so 'n paar maande al hier. Ja, ek dink 6 maande of iets, as ek dit nie mis het nie. Maar toe begin jy nou met die Afrikaanse goeders. Ekskuus. En toe message ek jou om vir jou te vra of ons nie kan chat nie, want ek wil jou baie graag help. Ek wil vir jou 'n musiekvideo shoot. Het jy al iets wat gerekord is? Toe sê jy nee. Toe sê ek, wel, ek ken iemand. En Lourens Besuidenhout, 'n goeie vriend van my, ons speel baie saam golf, hy's 'n uitstekende drummer, songwriter, en hy doen so 'n bietjie pre-productions by sy huis ook. Toe nader ek hom, en hy was soos, ja, hy dink ook, daar's iets. En toe kom jy ons eers na my toe, Yes, en toe gaan ek en jy na hom toe, en toe gaan chat ons daar met hom, en pitch 'n paar songs, en die eerste, of nee, nie pitch 'n paar songs nie. Ek het amper uitgepaas, ek onthou dit. Jy het vir ons gesê, jy het so baie songs, en toe die eerste song wat jy vir ons gespeel het, was Hoogtyd. Ja. En toe sê Lourens, toe daai chorus hit, toe sê Lourens, daar is die song, en ek was soos, ek dink dis die song. En toe het ons nie eens verder geluister of gedebatteer oor iets anders nie. En ek sê, daar's nog 20 ander. En nee, ons het toe nou so lekker journey saam met jou gehad, dat ek vir jou die musiekvideo geskiet het. Lourens het vir jou die production gedoen, die volle produksie van Hoogtyd. Ja. En ons het toe nou met die bietjie connections wat ek het in die industrie, het ons gekry dat iemand die song vir jou distribute, en jy weet, ons het nou musiekvideo en alles bymekaar gekry, en ek het 'n paar radio-onderhoude gereël, onthou jy dit? Ek wil sê, skus ek val in die rede, maar dis as gevolg van daai radio-onderhoud, dit was Groot FM gewees, né? Ja. Dis as gevolg van dit wat die deure toe nou stelselmatig ook begin. So dit was alles letterlik as gevolg van goeters wat jy in die pipeline gesit het, omdat jy meer in iemand geglo het, ten as wat hulle in hulle self geglo het op daai oomblik. Ek dink dit was die musiek actually. Ek obviously glo ek in jou as 'n musikant, maar ek dink dit was die tipe musiek wat ek gehoor het wat uit jou uitkom, wat my actually gesel het of wat jou verkoop het aan my was daai so toe en voor ons nou by Groot FM daar inkom, het ons al hierdie gesprek gehad oor wil jy 'n onafhanklike kunstenaar bly, wil jy by 'n platenmaatskappy wees? En jou groot droom wat jy daai vir my gesê het, en ek hoop is nog dieselfde, is jy wil baie graag albums uitbring. Absoluut. En albums, want een liedjie voel te stadig. Dis 'n bladsy van 'n boek. En jy altyd sê, dis 'n bladsy van 'n boek. Jo. Weet jy kan nie 'n hele boek gelees het as jy net een bladsy gelees het nie. Dis vandag se tyd hierdie singles. Dis 'n bladsy van 'n boek en daar's soveel meer storie. Partykeer jy kan net nie. Ja. Jy moet die hele storie in konteks neem vir baie van die musiek om partykeer sin te maak. Want dis 'n Ja. era waar die meeste musikante gaan. Dis 'n era waar jy gaan, jy wil dit graag vasvang in 'n album
formaat en dit weet eendag na dit kan terugluister. Ja. En daai legacy. So daai een bladsy, ek werk nie. Maar ons werk na albums toe, ons kom wel. Ja, so toe onthou ek ons het die gesprek gehad van wil jy onafhanklik bly en daar's voordele en nadele van albei en ons kan nog daaroor praat later in die episode. Toe dink ek jy het gepraat van jy wil onafhanklik probeer bly. Dit is obviously net baie duurder. En dis my en Lauren se plan met jou. Ons gaan jou onder ons vriende en connections bemark so ver as ons kan. En dan gaan ons miskien so 3 of 4 liedjies saam met jou uitbring en jou help met dit. En miskien sien iemand jou raak. Miskien gebeur daar iets. So toe het ons op Groot FM daai radio-onderhoud gehad die dag voor hoogtyd vrygestel het en hulle het toe die song vir die eerste keer wat die publiek hom gehoor het was toe op Groot FM. Ek wil hê jy moet gou van daar af wat daai volgende paar ure gebeur het. Ek wil gou hê jy moet dit vir my vertel. Kyk, waar ek nou sit, wens ek kan tyd dalk terugdraai en dit bietjie meer embrace want dit het so vinnig gebeur. Ja. So Quentin was nie op baie tyd, jy was nog heeltemal bestuur, maar ek het jou maar half geannexeer as jy bestuur nou maar. En ek so pad huis toe van Groot FM af en my foon begin lui. En die ding hou nie op lui nie. En ek begin so 'n bietjie panic kap. Ek is maar 'n stresproses soos wat almal weet. En ek is toe op die foon en ek bel jou. Ek sê Quentin, hierdie bel my. En jy sê vir my, "Fran, wees net rustig. Ek het dit." Weet, ek sal dit uitsort. Ek het toe so panic gekap. Ek het stryd na my local bar toe. Ek raak gaan sit in 'n bier drink en ek het alles het gebewe. En almal vra vir my, "Kyk, ek sê ja, nee, ek is okay want ja, toe begin platemaatskappye en agente en goeders begin toe nou uitreach. En ek het net gestres, maar jy het daai vir my gehandel want ek soos dadelik, jy's bestuurder. Jy's net maar bestuurder. Dit was sommer ingeannexeer dadelik en ja, van daar af it's been a journey. Ek onthou baie goed daai aand toe my nou bel en sê al hierdie mense bel jou en so en ek sê okay, maar wie? Jy sê ek weet nie, maar hier's hierdie ou en hier's 'n nommer wat ek ken nie, maar mense bel my en toe sê vir my hier's ewen 'n ou met die naam Bino wat my bel. Ek sê okay, wag. Ja. Ek het hierdie. Ek weet wie's Bino. Ek gaan hom gou bel want ek ken toe nou al vir Bino wat by Universal Music is vir 'n hele paar jaar. Ek bel toe vir Bino en obviously het hy nou net die oproep verwag nie. En ek kon onthou goed Bino antwoord. En hy's altyd so soft spoken ou en hy sê, "Yes Quentin, hoe kan ek help?" En ek sê, "Nee, ek dink ek kan jou help." En hy sê, "Hoe?" Ek sê, "Jy probeer vir Fran in die hande kry, nê." Nee. En ek Hy sê, "Het Fran jou nou gebel?" Ek sê, "Ja, moenie worry nie, kom ek vertel jou gou die storie." Ag, langs die rekord toe Bino, hulle was te baie excited. Hy kliphard vir jou beklei om jou by hulle te kry. En 'n paar ander mense wat ook belang gestel het, maar die mees realistiese opsie op daai oomblik was toe nou Universal Music. Ja. So ag om die storie te korter te maak, toe teken jy 'n platekontrak by Universal Music. Ja, ons het eintlik al 3 die dag. Dit was die funnieste want ek het van die begin af gesê dat ek en Quentin en Lawrence in dieselfde proses moet wees en dit is nie altyd moontlik nie, weet. Mense het maar drome wat nie uitwerk soos wat dit moet nie. En ons het gegaan en Universal se beloftes was toe nou pragtig. Alles wat 'n mens soek, jy kan jou kreatiwiteit hê, jy kan wees wie jy is, jy kan so vuil bly soos wat jy wil. Ja. En ek sê toe vir Bino, nee, ek gaan daaroor dink. En ons gaan toe nou af, ons het Rocco Mamas gaan sit. Ja. Ons sit daar onder en jy kyk my so half soos 'n spook aan. Soos het jy nou net gesê nee, het jy gesê ons gaan wag. Ek sê ja, maar ek dink ons gaan saam besluit. So dit was eintlik vir my fun en toe sit so okay nee, ons kom terug. Ons gaan dat as hierdie ding aanpak. Ja. So ja, nervous. En dit is nou al 'n jaar langer as 'n jaar terug wat jy die platemaatskappy kontrak geteken het. Ja, ek dink dit was in Julie, was dit nie? Julie, dit was Laas jaar, nee, laas jaar Julie. Laas jaar Julie? 2024 Junie. Jy sien ek is heeltemal tyd verlore. Ja, was 2024. So dit voel vir jou of ons mekaar al 2,5, 3 jaar ken, maar dis eintlik net 'n jaar en 'n half. Ja, dit voel al 10 jaar. Maar hoorie so, ek dink ek gaan dit nou vir jou sê, maar jy weet dit, maar ek wil hê die kykers al buite moet weet. Ek dink jy is ongelooflik talentvol en ek dink jou songwriting skill is op 'n vlak wat ek meen wat ek lanklaas gehoor het. Ek meen daar's 'n plekkie onder die son vir elke tipe liedjie. En party mense doen die kuier partytjie brandewyn bier bakkie liedjies en dis cool. Ons almal hou daarvan, ons kuier en braai en dans lekker op dit. Maar jy het 'n manier met woorde en om 'n ding te sê. Jy het 'n ander song wat ek weet eintlik vrygestel moes gewees het en dit het toe nie gebeur nie want toe kom jy met nog mooier songs. Maar daar's 'n song met die naam Stroopsoet Saggies. Maar ons gaan hom los vir later. Ons gaan hom 'n bietjie later dan gaan ons gou Stroopsoet Saggies luister. Emosionele ou dingetjie daai. So net so kort stukkie van dit, maar daai is vir my nog steeds een wat ek dink
moes al uitgekom het. Maar Dankie, ek waardeer dit onmenslik baie, dankie. ek wil gou 'n bietjie met jou chat voor ons nou verder oor jou huidige karier praat. Wil ek gou by jou hoor, kom ons gaan 'n bietjie terug in tyd. Hoe en waar het jou liefde vir musiek begin? Die liefde vir liedjies skryf en sing. Was daar 'n moment wat jy was soos nou weet ek dis wat ek wil doen? Ek gaan sê van die eerste dag wat ek die gitaar opgetel het, het die gogga aan my gebyt. Ek het nie met musiek groot geword nie. Ek is glad nie 'n musikale mens nie. Musiek was nie deel van my opreis nie. En 15 jaar oud omtrent, toe tel ek 'n weggooi gitaartjie op. En van daai eerste, ek is iemand wat hou van sukkel. As jy terugkyk na my hele 30 plus jaar op hierdie aardbol, is dit 'n gesukkel. Ek hou van sukkel. Vir 'n snaakse rede, ek hou van 'n challenge. En ek dink die gitaar was vir my 'n absolute challenge. En ek het begin speel en goed het in my kop begin. Ek het nooit begin soos wat 'n mens eintlik moet. Jy speel 'n cover en jy leer om 'n bekende song te speel en so leer jy. Ek het gespeel, drukke bymekaar gegooi en woorde en melodie het begin kom. Dit was spontaan geweest en ek dink toe ek daai gedeelte, dis soos 'n splinternuwe gedeelte wat jy van jouself ontdek, wat jy nie weet bestaan nie. Ja. En is baie keer dit is baie moeilik om nie verlief te raak op so ietsie, especially as jy halfpad deur jou lewe is en jy kry 'n spontane ontdekking van jouself. Dit vat nogal 'n mens en dit het my hele lewe omver gegooi. Dit het die hele koers van my lewe waartoe dit sou gegaan het omver. Omver is eintlik 'n klein woord vir dit. Ja. Dit het Gevoeter. Ja. So ja, maar ek glad nie spyt nie. Ek sê altyd vir almal, alles in my lewe wat goed is as gevolg van musiek. Ja. En alles wat al met my gebeur het wat sleg is as gevolg van musiek. So is 'n tweesnye swaard. Dit is want jy gaan baie goed verloor, jy gaan baie tekort kom, jy gaan baie te nakom, jy gaan baie mense seermaak, jy gaan deur baie teleurstelling gaan en dis alles goed wat mense nie wil doen nie, maar dis as gevolg van musiek. Maar ek dink die passie en die liefde oordonder dit heeltemal. Ja. Dis 'n goeie antwoord en daar's 'n vraag wat ek voorberei wat ek vir meeste musikante vra in hierdie podcast. En dis amper down the line wat jy nou gesê het, maar ek gaan jou vra en ek wil graag jou antwoord hoor. Ek weet jy's nou net in 'n kort tydperkie al in die Afrikaanse industrie betrokke, maar as ek nou praat van jou loopbaan, praat ek van wanneer jy musiek begin het. Wat het die loopbaan van musiek van jou al weggevat, maar wat het dit ook vir jou gegee? Sure. Ek kon begin by die begin, want dit het net vir my een ding gegee. Die vryheid om te wees wie ek is, te sê wat ek wil. En jy kan nie meer reg doen wat jy wil nie, maar vryheid. Dit het vir my vryheid gegee, kreatiewe vryheid en om te doen wat jy voor lief is, in die oggende op te staan en te weet dit is wat jy doen vir 'n lewe. Ja. Dis wat dit my gee. Ek het nou dag iewers heen gery en ek sê vir persoon wat langs my sit, ek sê ek word actually betaal vir hierdie. Ek kan eet, ek kan 'n kar, ek kan alles en vir wat ek lief het. So dit was daai awakening van okay, jy het basically alles wat jy weet. Vir my ek voel soos die rykste persoon in die wêreld, want ek het alles wat ek wil hê. Ja. Ek het vryheid en ek doen waarvoor ek lief is. Wat dit gevat het, alles. Alles. Nee, dit het alles gevat. Ek het altyd grappig so want baie van my vriende en mense wat ek ken, weet, ry die mooiste bakkie en daar's wat Porsches ry en al die goed, die mooiste huise, weet, vroeg getroud, vroeg kinders. Ja, nee, kyk as jy voltyds musiek, jy gaan dit vir 'n baie lang tyd nie hê nie. En die langste wat hier is glad nie goeie raad nie. Die langste wat ek 'n werk in my lewe gehad het, ek dink was 11 maande. Ek kon nooit 'n werk hou nie. Ek was nooit consistent en goed nie, want die passie het alles oordonder. Ek kon net nie soos 'n normale 9 to 5 mentaliteit fokus nie. Want jy voel jy hoort nie daar nie, dis nie wie jy is nie. Ek hoort glad nie daar nie. Ja. Ek was so uit plek uit en my persoonlikheid het in iets leliks in begin verander. Ek was geïrriteerd, ek was kort van draad, ek het 'n lelike mens geword, omdat ek nie kon doen nie, amper alles soos 'n brat, want ek kon nie doen wat ek wou nie, maar dit doen betaal af, maar ja, dit het alles gevat, en nou dat ek het begin, kom ons sê maar professioneel begin doen, dit gaan nog baie vat, jy gaan verjaarsdae mis, jy gaan troues mis, jy gaan begrafnisse mis, jy gaan baie goed mis, want dit is ons werk, weet, en jy word betaal om op te daag by 'n plek, so 'n mens moet dit altyd doen. Dink jy ekskuus as jy klaar met Ja, 100%. om aan te las by dit het nou vir jou iets gegee en iets weggevat, maar dink jy jou musiek, daar's nou al 'n balans en 'n sacrifice wat jy maak, want dit vat nou seker goed weg, jy het baie goed gekry, maar die musiek wat jy gee vir mense, dit gee nou weer baie vir mense. Ek hoop so.
Ek dink Ek hoop so. Ek hoop mense kan resonate met dit en want ek sê altyd die boodskap kom nie uit my uit nie. Ja. Baie skrywers en baie mense daar buite in enige bedryf like om eer te vat. En ek het al met baie ander musikante gepraat en skrywers wat dit is absoluut nie van ons af nie, want as ek nie die boodskap gaan oordra nie, gaan jy die boodskap in 'n way maar die boodskap moet oorgedra word. Dis daai boom se tyd om vrugte te dra en daai vrugte moet gedra word. Ja, dit is 'n tweesnyende swaard want ons weet nooit wat die musiek vir ander mense beteken nie. Maar mense daag op by die shows, mense luister en jy sien dit in streams, dan begin mense half besef, okay, weet jy wat, ek is op die regte pad waar die universe of dit nou God is of whatever mense dit voor wil sien, jy's op die regte pad, weet jy kry daai amper half soos feedback, visual feedback van okay, jy daarom nog nie heeltemal nie bus misgesit nie. Ja. Hoor hierso, dit is mooi wat jy sê, want dit voel daar's ook 'n purpose en jy sien mense sien jou goed raak en ek sê altyd daar's niks wat jou meer motiveer as om resultate te sien nie. Ja. En ek dink as jy resultate sien in terugvoer wat mense jou musiek luister of wanneer jy op 'n vertoning is en mense word geraak deur die musiek, dit sekerlik motiveer jou om aan te hou. Absoluut. En dis lekker as mense saam sing en jy sien woord vir woord, hulle ken die woorde, especially met my complicated goed. Maar daar's iets nog lekkerder as dit. Is daai na die tyd staande gesels met mense. Ek's 'n mens, so kluisenaars wat ek is, as ek daar buite is ek absoluut net so om met mense te praat wat na my toe kom en stories vertel waar hierdie song dit gedoen het en dit gedoen het. Daar's 'n lang storie van iemand wat in dit was in Alice Ras dink ek gewees, wat 'n ouetjie met my kom praat het. Ja. Wat 'n lelike kar ongeluk was en hy was op daai punt van sy lewe waar lewe is nie meer vir hom nie. Ja. En hy het 'n song gehoor en dit sy lewe omgedraai, maar die way wat hy dit vir my tel, die trane het begin loop. En ja, dis sulke goeters wat jou die oggende wat jy nie wil opstaan nie. Ons almal raak nie lus vir shows nie. Net ons almal doen wat jy's net nie lus nie. Ja. Jy's moeg maar dan dink jy lê in die bed en dink ek is so bevoorreg want ek hoef nie werk toe te gaan nie. Ek hoef niks te doen nie. Ek doen waarvoor ek lief is en al wat ek moet doen is 3 ure gaan gesig wys en my ding doen en as halfpad deur dit dan raak jy weer lief vir dit en as dit soos ek is so bly ek sien. Ja. En ek dink die oomblik wat jy imagine gou musiek word nou heeltemal van jou weggevat. O nee. Verstaan jy, ek dink ek dink jy dan waardeer 'n ou vinnig weer wat dit is. So as ou iets elke dag doen vir 'n lewe, al is dit jou grootste passie. Dit kan 'n klein bietjie te veel raak op 'n stadium en dan raak hy nie lus daarvoor nie. Maar daai oomblik is soos wat jy sê wat jy besef, wow. Ek onthou nou weer hoekom ek lief is vir dit. Dis 'n goeie ding wat jy sê van musiek wat weggevat word want ek het musiek as sprus vir 9 jaar uit my lewe uitgeplaas omdat ek te veel verloor het as gevolg van dit. En in 9 jaar, my lewe het fisies uitmekaar uit gewetter. Ek as mens, my lewe om my, ek het alles verloor, my persoonlikheid het, net omdat daai ding wat ek so lief is voor is, en so baie passie vir, ek het homself uit my lewe uitgestoot, want ek het gedink ek doen 'n beter ding vir baie redes. Ja. Dit was glad in die geval nie. Toe ek eventually rarig rock bottom, en ons altyd sê rock bottom, nee, daar's 'n paar levels onder dit, en toe ek verragtig rock bottom slat, en ek staan in die spieël en kyk, toe sê ek soos, nee, Ja. dis nie wie ek is nie. Ja, toe weet jy musiek is wat jy gaan. Is musiek toe is musiek toe vir jou die enigste opsie om weer te word wie jy is. Enigste opsie. Opsie. Ek het gitaar opgetel, maar toe het ek gefokus en ek wil sê dis waar my kom sê professionele loopbaan begin het. Toe ek regtig gefokus was. Al die bands gelos het en ek love die bands, maar toe ek dit nie meer so 'n hobby en 'n grappie en 'n lekker tyd sien nie, maar soos as jy nie hierdie gaan doen nie, gaan jy dalk nie 40 of ewen 35 haal nie, want jy is op afgrond op pad, want jy siels ongelukkig. Wow. En ek het gitaar opgetel, ou Jezebel, sy het alles kom reg. O, Jezebel, dis sy daai, nee. Ja, sy Jezebel. Ek weet jy het al vir my gesê 2 gitare, jy het vir Jezebel en Delilah. Ja, so ek bly Jezebel is ook hier. Sy moet ook maar 'n bietjie aandag kry. Ons gaan net nou weer 'n bietjie laat sy ook met ons praat. Hoorie, ek wil gou toe ek jou die eerste keer gehoor sing het. Voor ek dit vir jou gesê het en toe ek jou gehoor sing het en toe ek met Lourens gepraat het oor jou, toe ek vir hom het hy gevra maar hoe klink hierdie ou? Toe ek nog hierdie toe dink ek die beste manier om dit te beskryf is as Teun Jordaan en Jan Blom 'n kind moes gehad het. Is dit hoe Fran Prince klink? En toe verduidelik ek dit so vir Lourens. En toe obviously toe ek jou nou leer ken en ek begin meer van jou leer en uitvind oor jou,
toe vind ek uit dat van jou inspirasies is ouens soos Teun Jordaan en Jan Blom en dan bietjie Fransjo van Cooke en daai ouens ook. Maar sou jy sê was hulle jou grootste invloede maar net in Afrikaans of is daar ander invloede wat ons dalk nie van weet nie wat jou geïnspireer het? Ek kom met rock and roll daai uit. Right? So ek het groot geword met rock and roll. En op my era was die MK revolusie. So ek dink die heel eerste blootstelling aan Afrikaans behalwe nou vir moeder en oumas wat na Steve geluister het en dan die daar in die agtergrond. Ek het as kind fokus jy nie daarop nie. My eerste regte fokus was op MK gewees. So ek wil sê daai MK daar en is alles van Fok of Polisiekar wat toe nou weet iets anders gaan doen het. Die heuwels fantasties, Reino wel wat hulle al daai old school rock and roll ins. Ek dink dit was my eerste ek weet nie wat hier aangaan nie, maar ek love it. Maar ek like it. Maar ek like it kwaai. En soos jare aangegaan het, ek het 'n baie ver pad gaan stap. Baie ver pad en ek het deur Bob Dylan eras gegaan en alles folky, diep sielsmusiek. So ek dink baie van my skryf kom meer van die Engelse kant af. Waar diep musiek, The Lumineers, Kings of Leon, Bob Dylan, hulle bietjie New Age is nou maar Zach Bryan en daai tipe goed keep more. Maar toe ek begin, ek het nooit regtig na teens geluister nie. Ook nie Jan Blom nie. En toe ek begin Afrikaans doen en die eerste persoon sê vir my, hoorie maar jy klink soos toe ek sê nee wag, nou gaan ek begin luister. Ja. En toe begin ek baie inspirasie daarvan aftrek want toe kom ek agter baie van die goed hoe ek het geskryf het was al gesê. Ja. En dit was vir my soos hierdie is weird. Dit is soos om na heeltemal 'n ander weergawe ewe vir myself te luister. Asof jy na 'n vorige weergawe van jouself luister wat dit al reeds gedoen het. Ja, amper. dit was baie weird en ek het nooit na die goed geluister nie. Ja. So en daar's baie goed wat geskryf is wat ek luister en ek soos ag nee, nou kan ek dit nie meer gebruik nie. Want ek het nie geweet dit bestaan nie. Ja. So Hoorie so nou, dis baie cool om al daai inspirations te hoor. So ek het 'n trick question vir jou. As jy nou 'n album of 'n EP moet saamstel van 5 songs van kom ons sê 5 songs wat jou gevorm het, ander mense se liedjies. okay. As jy al 'n EP van 5 liedjies Songs. moet saamstel, watse 5 songs sal dit wees wat jou geïnspireer het of jou gevorm het vir wie jy nou is? Ek gaan begin by een wat ek weet het 'n groot rol in my lewe gespeel. Nirvana se Smells Like Teen Spirit. Ja. Ja, daai het my die stout gat gemaak wat seker my binne my rond dwaal. Ja. Nou, dit kom ons begin met die ou goeters. Ek wil sê Kings of Leon is tussen You Somebody en Sex on Fire. Maar ek wil nou 5 verskillende kuns daar. Ek sê Sex on Fire, Ja. die tone van daai was net daai tone, dit was so vuil en ek het dit gelaaf, weet jy, Ja. dit was soos New Age Nirvana. Ja. Dan sal ek sê Bob Dylan sê daai How Many Roads, wat is sy sing se naam? Ietsie van Blowing in the Wind. Blowing in the Wind. Ja. Blowing in Ek wou the gesê Answer in the Wind. Blowing in the Wind. Ja. Definitief Blowing the Wind. Yes, man, was 'n mooi song. Was mooi. En dan kom ons gaan 'n bietjie Afrikaans. Daar's so baie van Fok of Polisiekar. Maar ek sal sê Skyneilig is een van die grootes wat weet daai het ek besef Suid-Afrikaanse musiek is nie noodwendig wat dit in die ou dae was nie. Ja. Dit is daai hele tonality ding ook in die way wat hulle dit sing. En dan laaste ja, ek weet nie, dis tussen Teens en Jan. Wel, dit kan nie verkeerd gaan met een van die twee nie. Wanneer is MK daar? Kom ons gaan Groentrui. Groentrui Jan Groentrui Blom. van Jan Blom. Daai was different. Ja. Dit het net toe dit uitkom tussen alles wat daar was, daai het anders te geslat. Jy het nie eens geweet waar dit gaan nie, maar jy het sommer seer gevoel. Ja. Vir geen redes nie. Nee, ek dink definitief Groentrui. Jy mis iemand wat jy nie ken nie, jy's kwaad vir iemand wat nie jou seer gemaak het nie. Ja. Jy's lief vir iemand wat jy nog nie ontmoet het nie. Daai song het jou so laat voel. Ja, nee, en ek was jonk. Ek dink ek was op baie tyd 16, Ja. 15, 16 ek en dit is Ja. baie lank terug. Hoorie nee, dit is baie cool songs daai. Maar wat ek nou al 'n bietjie weet van jou wat die publiek nog nie weet nie. En ek wens ek het jou gevra om hierdie voor te berei. En ek gaan jou nie vra om dit nou te sing of enige iets nie, maar jy het Engelse goed. Wat toe ek jou Engelse musiek hoor, toe sê ek soos wat op aarde luister ek na? Hierdie goed is internasionaal. Daar's 'n song, ek dink is dit Begging? Was dit die song se naam? Die rowwe ene. Dit is 'n rowwe ene? Ja. Is dit Begging? Ja. Kyk, ongelukkig is dit nou nie op streaming platforms en goed nie, want 'n ou begin hy het 'n Afrikaanse profiel nou. Maar ek kan ook verstaan hoekom. Nou dis 'n bietjie wille song, maar ek kan vir jou sê daai Engelse goed wat ek geluister het.
So ek hoop van harte dat ons in die nabye toekoms bietjie ietsie Engels van Fran Prince gaan hoor en nie Fran Prince nie. Dankie my Al vriend. doen ons dit net, al doen ek en jy net 'n projek waar ons waar jy bietjie Engelse goed sing en ek shoot dit vir jou en ons sit dit net daar buite vir socials. Want daai is 'n talent van jou. Daai is 'n talent van jou wat nie nou gefeature word nie. Ja. En ek dink daai Engelse goed wat jy geskryf het is belaglik goed. Dankie my vriend. En dan dalk in die comments hierso, right? Ja. Want ek dink nou al vir die laaste 6 maande wil ek op my social media 'n bietjie van die Engelse goed begin ingooi. Yes. Maar ek is en ek gaan nie sê bang nie, want ek sê die mense wat wel daar is vir jou sal al wees tot die einde, maar ek is baie bang mense het altyd 'n baie groot opinie en 'n sterk opinie om te lewer. Ja. En ek is bang vir die backlash van dit af. Ja, nee, hy gaan nou dit en dit en dit doen. Hy is nou nie meer dit en dit en dit nie en dan glad nie. Mense kan twee tipe goed doen. So ek oorweeg dit. So hulle moet alkie onder soos yes, go for it. Dan gee dit my so 'n bietjie van kom ons gooi 'n bietjie Engelse goed want die Engels is vir my baie dieper. Dit is die Engels voel altyd vir my dis uit 'n baie rou plek uit. En jy klink soos 'n ander mens as jy Engels sing versus Afrikaans. Ek meen toe ek die Engelse goed hoor die eerste keer, dis ek soos dit klink nie eers soos jy nie, alhoewel ek weet as jy, maar dit is hoe goed dit is. Dis hoekom ek sê daai het vir my internasionaal geklink. Ek meen wie's daai Hozier of wie's daai ou van daar's 'n ou Hozier of iets soos dit. Ek weet nou nog nie met uit te spreek nie. Ja, maar dis Hozier. Dit is op daai level, dis daai tipe goed. Dankie my ek was vriend. soos wow. Dankie vir dit. So kom ons gou 'n bietjie na 'n ander deel van jou lewe toe. Ek sien op jou gitaartas is daar ongelooflik baie stickers. Ek hoop ons het hom probeer sit in die shot dat jy 'n deel van dit kan sien. Ek dink mense kan dit sien. En so wat ek wil weet van jou is jy het baie oorsee getoer en jy het daar gebly. Was jy by al hierdie plekke? En het jy miskien so 2 of 3 wat jy vir ons kan uitwys of oor praat? Ek weet nou nie of ons dit mooi gaan sien nie, maar jy kan vir ons vertel daarvan. Ek sê altyd die stickers op my tas is oral waar ek was. So Daai klink soos 'n song by the way. It's coming. Ons moet sommer nou begin. Ja. Non-disclaimer, daai liedjie titel is nou net gevat. Ja. Ons gaan geskryf. Ja, my vriend, ek wil definitief sê een van die wat altyd vir my die meeste uitstaan is hierdie ouetjie van Florida. Ek gaan so 'n bietjie vorentoe lean, ek wil gou kyk. Florida Canoe. Ons het hierdie enetjie. So dit was 'n absolute dag om te beleef. Ek dink Wiki-Waki. Nou gooi ek net 'n weird woord uit. Wiki-Waki is die park se naam waar ons daai gekry het. Jy ry op 'n kanoe deur die blouste water. Thailand se water is nie so blou nie. En dis 'n strome riviere tussen hierdie, dit lyk soos 'n oerwoud, tussen hierdie groot massiewe seekoei tipe goed wat hulle 'n manatee noem. Wat poep. Ek weet nie of jy manatees Ek weet van die manatees, ja. En hulle maak die verskriklikste klankie, right? En dit was awesome. Daai is definitief een van die boeke ek sal die visuals nooit in my lewe vergeet nie. Het jy foto's van dit? Iewers. Ek het iewers is een. So ek sal ene try kry en dan As jy kan kry as jy nou by die huis kom na hierdie shoot, stuur dit vir my dan gaan ek kyk of ek dit gou in die edit sommer op kan sit dat die mense kan sien. Ja. Ja, en is beautiful. Dit is vir mense gaan Google dit. Wiki-Waki. Wiki-Waki. Ek dink ek spreek dit reg uit, maar dis beeldskoon. Okay, wys vir ons nog een of vertel vir ons nog 'n storie. Die ander is 'n stoute ene vir al die ander stoute mense al buite was. Hierdie ene. Dit was in Amsterdam. The Bulldog Amsterdam. Daar's 'n koffieshop, maar dit is definitief nou nie 'n soos wat ons koffie drink koffieshop nie. Dis nie Plato nie. Nee, dis nie 'n Plato nie. So daai was 'n experience. Ek het myself heeltemal verloor in Jy moet bietjie elaborate. Ons moet ek wil nie te veel sê nie. So ek het koffie gedrink en toe begin ek daar in die kanale af beweeg. En ek's verlore. Ek het geen idee waar ek is en dit was net so na buite Walletjies, right? Die Red Light District. Ons moet mos alles experience. Exactly. Maar ek is so gekoffie en so gekafeïn, stel dit nou maar so, dat ek wil dit nooit weer in my lewe beleef nie. Is dit? Maar ek dink musiek-wise was daai 'n turning point in my lewe. Want daar was 'n kerk, die mooiste kerk, Rooms-Katolieke kerk. En reg oor kan dit is walletjies. Rooi, hulle is hier in hulle vensters en hulle doen hulle ding. Ja. Tussen die kerk en is letterlik net 'n straatjie oor dit en ek staan in die middel van hierdie straat maar ek is 'n baie kafeïne in. En hier staan 'n ou passenger
die Passenger, Ja? wat presies soos dit klink. Wow. Want 'n week vroeër was Passenger ook daar in die strate gewees en maar hier staan toe 'n ou en begin musiek speel, maar net hy en 'n akoestiese gitaar, oop gitaartas, paar eres wat daarin lê Ja. en alles binne my is net ek kry hoendervleis net om aan te dink. Daai hele moment, die visuals van hierdie kerk en dan ek moet dit nie sê vir wat dit is nie, die rooi gedeelte, Ja. die straat en alles is besig en al wat jy ruik op die strate is drank en plante en hier staan hierdie ou en sing sy siel uit, maar diep, so snyend diep en ek dink daai het ja, dit is waar my hartseer fase begin het in die lewe van musiek. Jessie, okay, cool. En dan hierso aan die voorkant hier, kies nog eene. Ek like hierdie stories. Wat kan ons nog vertel wat vir jou uitstaan? Ons kyk, obviously Mosselbaai. Wat is hallo, dis Kom ons hou dit local. Okay, ja, is daar 'n Ja. storie agter daai Mosselbaai? Dis die eerste keer wat ek in die Kaap was. O. En ek was die eerste keer in die Kaap toe ek 30 geslat het. Which is baie laat om die eerste keer in die Kaap te Ja, wees. dis nie eens lank terug nie. Ja, en ek het basically meeste van die wêreld gaan sien, maar nog nooit eers in die Kaap nie. Ja, nee. En ons het teruggekom van ek dink dit was die FSA af. Ja, dit was net terug van Amerika af. Dis ons Kaap toe en ek dink dit was 'n hele maand. Ongelooflik baie geld gekos. Mosselbaai, daar was jy daar Hartenbos, daai hele Oral. Ons het van wat's net na Blouberg is Melkbosstrand. Melkbosstrand, ja. Al die pad af tot by Jeffreys Bay. Wow. So alles gesien en dit was 'n experience. Toe besef ek, mens sien al hierdie plekke en is baie mooi en van hierdie plekke kan die Kaap 'n gou gee. Moet nie kruisig ding is maar net my opinie. Van die plekke in die wêreld is mooi, maar die Kaap daar's iets besonders. Ja. Dit is asof alles wat jy mooi vind bymekaar kom op een plekkie. Ja. So Dis awesome. En dan het ek nog een vraag. Dis daar nog 'n stiker op die kant wat jy dalk sien wat miskien nie is daar. Wat jy nie van weet nie. ek het hom nou gesien. Ek sit hier in my kop dink, het ek 'n stiker hier opgeplak? Ja. Okay, maar ons kan nie net die stiker opplak en ek het nog nie hier kom rekord nie. So ons moet nou maar sê eers ons wat se stiker is daar? ja, Connection Studios, dankie. Connection Studios. So ek het daai stiker al geplak nou, ek en Jaco. Ons wou 'n surprise met dit. Ek het hom gesien. So jy kan hom aftrek as jy wil, maar Nee, ek glad gaan jou aanraai om Glad nie af te nie, trek glad nie, nie. want ek dink jy het ek dink nie ek het jou al ooit meer verlief gesien as toe jy hier by hierdie studio ingestap het nie. Julle. So kom ons chat gou so vinnig oor hierdie studio. Ja. Terwyl voor ons nou aangaan na 'n volgende segment toe. Het ons 'n time frame? Kom ons maak dit 'n uur niks lank. Nee, ek grap. Geef ons net so vinnig. Wat dink jy? Want jy het nou vir die eerste keer vandag hier die studio gesien en ek wil net weet hoe jy dit ervaar en wat het jy hier binne beleef? En in detail ingaan. So obviously die location van 'n studio is een van die belangrikste dinge, especially as 'n mens diep wil rekord. En het hier ingekom en dit was die rustig. Ek het hier ingestap toe ek dadelik soos en dan ek's 'n angstige mens, so as iets my rustig maak dan dit en toe hierdie deure oop gaan, ag nee liewe ouers. Ag nee liewe ouers. Kyk, in my brein, I've made it. Ons het nou klaar op die Neumann gesing deur 'n Neve desk. I've made it. My musiekloopbaan kan nou maar tot op 'n einde kom. Nee, dis beautiful. Ja. Dis wêreldklas, want dis wat ek vir Jaco gesê het van Connection Studio. Sê ek 'n mens sodra jy dit begin doen professioneel, dan verwag jy hierdie groot studios, especially vir ons wat baie van gear hou, die technical aspekte goed. Ja. Jy verwag al hierdie goed wat jy op YouTube sien en in die movies sien. En is nie noodwendig altyd wat jy kry nie. Partykeer is dit 'n ou basement kamertjie en 'n mic en daar gat jy en jy doen great goed daar uit. Weet, dit gaan nie oor die plek en goed nie. Maar vir my wat hou van mooi duur goed En gear en al daai nice ek stuff. hou baie daarvan. Dis mooi. Ek meen Neve vir die van wat julle nie Neve ken nie. Dis 'n legendary console. Daar's nie 'n naam wat jy kan noem wat julle ken wat nie daardeur gekort is. Die van die Beatles, Prince, Rolling Stones, almal verkies daai consoles vir 'n rede om daardeur te rekord. Sy super mooi klank en hier is een. Dis hoeveel is daai? 5 meter van my Van die af. 5 meter van jou af, ja. Hoe groot dink jy is daai kar se boot? Hy gaan op jou dak pas, maar jy gaan hom alleen moet uitdra en ek weet daai ding weeg omtrent 350 kg. As ek reg is, Jaco, is iets soos dit. Ja, so 350. Is dit 350? Liewe So, ouers. ek en Jaco sal staan en kyk hoe jy dit reg probeer. Okay. Kyk, ek gaan try. As Jaco moet gou het, gaan ek try. Ja, Nee, dis wêreldklas en net die acoustics, die monitors. Ek het vir die eerste keer Atmos geluister. ja. Dit was weird as jy dit nie verwag nie. Daai bassdrum het hier binne. Dis wat die grappie wat Jacobs maak. Hy sê sluk dit asseblief net my kickdrum uit voordat jy gaan. Ja. So dit is dis incredible. Ja,
dit is 'n belewenis om musiek in Dolby Atmos te hoor. Want dit is 7.1.4 surround sound. Ja, dis Oor die algemeen is mens gewoond aan stereo of 5.1 of 7.1. Ja. So 7.1.4 dis iets om te beleef. En 'n paar maande terug toe ek vir Jaco ontmoet het en die eerste keer my ervaring van dit gehad het, toe is dit die eerste keer wat dit vir my gevoel het of ek binne in die musiek is. Asof die hele orkes reg rondom my staan en vir my speel. Want dit gebeur goed agter jou en bo jou en binne in jou en dis 'n absolute belewenis en ek het nie besef, ekskuus, ek het nie besef 'n mens kan klank deur spasie so beweeg nie. Dit is incredible. So, ek het gewonder waar gaan die 7.1 kon ek verstaan en 5.1, maar daai punt 4 nou weet ek presies wat dit is. Kom van bo af. Die speaker is ingedruk, weet? Ja. So die buis sit jy hoor al die klein klankies hier en dan die buis is hier ingedruk iewerste. Of jy kan hom sluk en dis daai punt 4 seker nou maar. Ja. Dis incredible. Dis 'n belewenis. Hoorie my bra, ek wil nog met jou praat oor 'n paar nuwe goed wat jy mee besig is, maar ek wil jou eintlik 'n baie groot guns vra. Ons het vroeër so 'n bietjie gepraat oor jou hoe jy klink en wie jou inspirasies was. Sal jy vir ons 'n stukkie teens doen? Absoluut. Asseblief met daai mooi gitaar van Dit is jou. my altyd 'n groot eer. En dan as jy na dit nog ietsie wil doen, as jy meer as welkom, as jy nog 'n stukkie, miskien stroop soetsaggies as jy wil. Ja. Ek weet jy het hom lanklaas gespeel en jy het net nou 'n bietjie geoefen, so as jy wil. Hier is baie vroeg in die oggend. Ja, dit is nou 4:30 die oggend, so ons het al nee, ons is daarom al verby 10:00, so jy's alright. As my wakker word tyd. Ja. So Marco gaan gou help, want skuif ons gou weer alles in. Julle gaan dit nou maar sien, maar dis okay. Skuif alles in, ons kry die gitaar reg en dan kan hierdie ouetjie maar weg. jy kan hom net weer uitdraai. En dan Jaco, ons is nog reg daar met die audio en als. Yes. Okay. Ja, ek sien die thumbs up, dankie. So ja, asseblief, dit sal vir ons 'n groot eer wees en jy weet ou kan nooit moeg raak vir 'n stukkie Teens Jordaan musiek nie. Ek weet nou nie wat jy vir ons gespeel nie, jy kan ons verras met dit. Ja, ek dink hierdie song het my baie geleer van Afrikaanse tonality en uitspraak. Uit die Engelse daai. Soos bloed, soos jy vir my, soos my, so ken jy vir my, soos asem, vloei jy dwars deur my, en soos tyd, so vlieg als verby. Ek vra jou bly by my, door die baie voor my opraak en die wolke bo my leeg raak oor my. Jo, baie dankie. Baie dankie. Sê gou vir my, ons het nou obviously daai kamera ek sien die kamera's terug op my. Dis okay. Ek wil net hoor, gaan jy nog ietsie doen nou of wil jy, want dan kan ons met die kamera op jou hou. Ja, moet ons stripsoet saggies doen of nie? Ek sal dit like as jy dit 'n go wil gee. Ek meen ons is live. Ja, kyk ons draai. Gaan gou vir stroopsoet saggies. Ja, ek het hom lank terug gedoen. Doen net 'n stukkie van hom. Maar ek weet jy like hom. Jo, So, jy gaan my dag maak. okay. Hierdie is daarom nie die 10de tyd nie, nee. Nee, hier is die eerste tyd. Hierdie is die regte tyd. Ja. Alraai, die gaat dus. Ja, so, wil ek 'n bietjie vertel oor die song? Ek weet nie eintlik wat die history van die song is nie. So, jy kan ons 'n bietjie vertel van wat dit is voor jy hom begin. Die song gaan oor die dood. En daar is nie eens 'n mooier wy om dit te sê nie, is om iemand af te staan in die dood en met daai vir almal wat al iemand verloor het wat baie naby is aan jou. Daai wat noem jy dit wat in daai huis hang na die tyd. So dis baie donker. Maar dis daai om deur dit te werk en deur dit te kom en jy soek na daai persoon, jy hoor nog die stem, jy bereik nog die reuke en dis net nie meer daar nie. Dis amper daai absolute melankolie. Jo. So ja, dis die kort van dit en dit is half oor 'n motorfietsongeluk. Jo. So om iemand daaraan af te gee. So
Stroop soet saggies in die môre uur, gebreekte vingers op die klavier, die kerse skadu dans teen die muur vir my. Gekraakte glas en 'n uisterperd, die ambulans sirene werk in die agtergrond, soos 'n simfonie. Want ek's verlore as jy nie by my is. Soos 'n spook in my drome, sien ek jou gesig. In die middernag voel ek tuis, vreemde geluide in die huis, en ek vra in elke spieël om my te wys. Ek probeer alweer die bloedtaal was, maar soos 'n kunstenaar met 'n oliekwas, vind ek melancholie op my matras oor jou. Want ek's verlore as jy nie by my is. Soos 'n spook in my drome, sien ek jou gesig. Ja, dink daaraan. Wow. Ja, dis Wow, dit is beautiful, man. Dankie, my Ja, vriend. dit is mooi. Okay, ons gaan jou nou verlos van die gitaar en die mikrofoon. Dankie, Marco. Yes, nee, daai is beautiful. Ek het nou obviously het ek nou al 'n paar keer gehoor, maar dis die eerste keer dat ek die storie hoor van waaroor dit gaan en die agtergrond van dit. En nou luister ek na heeltemal 'n ander uit 'n ander oogpunt uit daarna. Ek meen, ek het ook iemand al naby aan die dood afgestaan, naby aan my, en nou Ja, is daai nou nogals, nou tref hy bietjie dieper. Ek het eintlik net gedink dit gaan oor iemand wat 'n ou nou verlang, wat obviously 'n deel van dit is, maar nie, ek het nie so daaraan gedink nie. Dis mooi. Waar grawe jy vir hierdie tipe woorde? Hoe? Wel, ek skud my kop, maar daar's 'n ek deel nie met seer nie. Ek doen nie deel met seer en trauma. Ek doen nie. Ek sluit af. Dat op die punt, soos ek het my moeder so 'n paar jaar terug verloor aan COVID. Ek kan nie onthou lyk sy nie. Ek kan nie haar gesig onthou nie. Wow. As ek nie 'n foto sien nie, so ek het daai ding in my kop, ek sny heeltemal af. Wow. Net so as ek nie 'n foto sien nie, as ek moet sit in my auto, maar kan ek nie. So ek deel nie regtig met seer nie. Ja. So wat ek altyd vir mense verduidelik is, ek het so baie groot swart put daar binne my, en dit is 'n watergat. Ja. En ek gooi alles wat negatief is daarin af. En baie keer as ek sukkel om te skryf of as die oomblik reg is, 'n mens weet wanneer jy in die regte oomblik is vir so tipe iets, dan gemaak jy gou 'n draai daar. Ja. Maar jy sluit die deure, jy stok siel alleen maar die huis, jy sit die ligte af en jy Ja. verdwyn. Jy weet, en dan dit kom net uit. Dit is nie asof ek regtig die goed wat ek speel en wat daar buite is, was nooit oorgedink regtig nie. Dis hoe dit uitgekom het. Jo. Whoever besluit het ek moet dit so sê, Ja. ja, dit Dit is vir my ongelooflik dat daar iemand is met sulke talente, en soos jy sê, dit kom eintlik nie van jou af nie, dit kom na jou toe, en jy is die wessel of jy is die vorm van transport om dit uit te kry na die wêreld toe. As iemand nou vir my moet vra, ek kan kreatief dink op sekere maniere, maar as iemand nou vir my moet vra, skryf 'n liedjie. Ek gaan nie eens weet waar om te begin met watse woorde, en ek kan vir jou sê ek wil 'n liedjie skryf oor 'n blou olifant wat in 'n bakkie ry. Dit kan ek vir jou sê. ja. Maar ek gaan nie die woorde bymekaar kan sit nie. So daai nee, jy het 'n ongelooflike talent, en ek kan nie wag om te sien wat jy nog alles gaan doen nie. Ek weet daar is iets op pad. So ons moet gou hieroor praat. Ek dink teen die tyd wanneer die episode uitsaai, het dit al vrygestel. As ek reg is, wanneer is die beplande vrystelling? Ja, einde November. Ja, nee, teen die So is tyd, einde November. So teen die tyd wanneer hierdie episode uitsaai, is die liedjie, sê jy die naam, so die songs van ons Kroeg Cowboys. Kroeg Cowboys. Dis absoluut glad nie soos dit wat ons nog die hele dag hier doen nie. Ja. Is 'n collab.
Soos julle gaan weet in die tyd, dis wat is nou collab. Saam met Ivan Roo. Saam met Ivan Roo. Ja. Ons het net iets anders getraai. Ek het die ding geskryf na 'n lekker aand wat ons 'n bietjie geparty het en ek hoor te veel op shows en ek verstaan dit. Weet ek neem nie mense kwaadlik wat dit vir my sê nie dat jy's te ernstig, jy's te diep, ons kort bietjie meer oomf. Ja. En ek het geluister, maar ek het half my gaai out net afgevee, weet, want ek wil sien. Maar toe nou na hierdie jaar se in die bos en ons speel die tente en al daai goeters, toe besef ek kan nie opklim na iemand wat 'n stage uitmekaar uitspeel en dan opklim en hartseer wees nie. En dis ek net toe begin die mindset bietjie change en ek sê okay, kom ons doen 'n brandewyn song. Maar ek bly vir mense sê dis nie brandewyn nie, dit gaan oor Zappa. So dis nie brandewyn nie. So ek het daarmee 'n veilige net. Dis nie brandewyn nie. Okay. Ja, so lekker partytjie liedjie, almal wat braai kuier, stout gehad, daai tipe goed. Ja. Jy het iets genoem nou wat ek eintlik oor met jou wou praat wat ek vergeet het. Kom ons praat gou oor In die Bos. So hierdie jaar was jou eerste jaar by In die Bos wat jy opgetree het en ek het die voorreg gehad, ek was by In die Bos as 'n amptelike fotograaf, maar ek het ook die voorreg gehad om jou shows te kon sien en sommer live content te neem van jou shows en dit het ons vir jou song live content. Ja. As 'n musiekvideo. Nee, maar hoor nou, dit is wat ek wou sê. So ons wou want jou liedjie Jy is die rede het ongelooflik goed gedoen op die streaming platforms en hy was nommer 1 op Bok Radio. Dankie julle. En hy het net 'n lirieke video gehad. Toe het ek met Bino hulle gechat en gesê kan ons nie 'n bietjie content shoot by In die Bos nie, dan maak ek vir julle 'n live music video. Ja. En julle kan dit gaan sien op YouTube en alles, maar ek wil by jou hoor, hoe het jy In die Bos ervaar, jou eerste In die Bos? Stowwerig. O ja. Nee, dit was incredible, maar ek dink ek het met die regte mindset ook gegaan. As mense nie voorberei vir dit nie, as iemand het nou al optree en as jy nie voorberei het, kan jy dalk baie vinnig heel gaai sien. Want dit is laat en is lank en is 'n kuier en ek het mos jy weet ek het daai eerste paar dae ek het glad nie myself gaan geniet nie. Ek was baie soos okay, klaar, kamer toe, niks gedrink nie. Ek was baie ordentlik op my plek. Ja. Die laaste aand het ons toe nog 'n bietjie uitspattig geraak. Maar dit was 'n absolute belewenis om die gees te sien wat daar in Afrikaans is. Laat my dink aan op die koppie daar. Ja. Net nie so rof nie, maar net daai kameraderie as mense dit kan noem om die mense te sien daarom en hoe hulle dit geniet van jonk tot oud en almal is daar net om 'n lekker tyd te hê en na te wees om Afrikaanse musiek te support. Ja. Dis beautiful. En al het ek nie daar gespeel nie, net om daar toe kon gestaan het en vir 'n oomblik stil te raak. As jy ooit by In die Bos is, staan vir 'n oomblik stil en net beleef die hoeveelheid samewerking. Ja. Dis pragtig. Dit was my baie mooi. En obviously vir jou om die video te shoot. Dit het dit nog beter gemaak. Want daai memory is nou daar vir ewig. Ja, dit was vir my baie special om dit te kon deel met jou. Ek meen ek is nou al vir baie lank betrokke by In die Bos en in my opinie is dit die beste musiekfees in Suid-Afrika, die beste Afrikaanse kunstefees, musiekfees / wat ek al leer wil noem in Suid-Afrika. En ek lag nou nogal oor wat jy gesê het toe jy die eerste paar dae wat jy nou aankom met ou rustig wees. Ek onthou ek het ook vir jou raad gegee want ek het nou al gesien kunstenaars wat vir die eerste keer by In die Bos optree. Dis vir hulle amazing en dit is amazing, maar hulle kry aankomsaggressie. Daai eerste aand in daai VIP area gaan hulle groot en dan breek In die Bos jou en dan vir die volgende 3 dae is jy 'n klam lappie. Ja. So ek is baie bly jy het my raad gevolg. Absoluut. En ek kan onthou 'n paar ander kunstenaars het ook vir dieselfde ding gesê. Is dit jou eerste In die Bos? Marnu veral uitgesit. Ja, halfway stop op pad In die Bos te sê jou eerste een, te sê Chommy, jy gaan jouself met bys. Ek sê ja. So ek is bly jy het dit gedoen en ek is bly jy kon alles van In die Bos onthou. Kan jy glo? Ja, dit is awesome. En nie, ons praat nou nie so jy's nie 'n ou wat verskriklik drink of iets nie. Dis maar net ou kan partykeer 'n bietjie wild raak. Vergeetagtig. Ja, mense raak vergeetagtig as dit te lekker raak. Hoor hierso, dan wil ek jou 'n paar net gou nog 'n vraag vra. Wat is jou droom venue of show waar jy nog wil speel in Suid-Afrika wat jy nog nie by was nie? Dis nou 2, ek antwoord nou lank. Ja. Ek het originally begin regtig lief raak vir musiek want ek wou op die koppie speel. Op die koppie is nie meer regtig daar nie. Ja. Op die koppie was die grootste droom vir my. Dit in Woodstock. Daai ou dae. Soos die goed is Afrikaans is groot. Ek dink is amazing.
Ja. Ek dink is amazing. Afrikaans is groot. Krone, obviously al daai groot goed, maar ek dink is so vinnig verby dat 'n mens nie noodwendig, dis nie soos 'n padstal in 'n Heroes en 'n Marlboro waar die hele venue jy embrace die aand. Ek dink is so vinnig verby dat 'n mens jy onthou amper skaars van dit nie. So ek dink dit kan 'n goeie experience wees om dit te belewe, net daardeur te gaan. Ek dink enige Suid-Afrikaanse kunstenaar wil Krone Afrikaans is groot, want as dit te groot is. Ja, kyk Afrikaans is groot dink ek is daarom daar's 10 shows. So jy doen dit 10 keer. True. So en daar's 9000 mense op 'n slag. So jy sing oor 'n tydperk van 10 shows sing jy vir 90000 mense. Krone is 1 show, 40000 mense. Jy neem die foto's van albei daai, né? Ja. Ja. Ja, ek het by albei al geneem elke jaar en nou hierdie jaar ook. Oh, nice. So ek kan jou nogal sien op 'n Afrikaans groot stage as 'n surprise act waar jy miskien nie aangekondig word dat jy daar gaan optree nie en dan kom jy uit met 'n bitterblou. Yes, ons het nie eers oor bitterblou gepraat Ja, ons het nie. Bitterblou is my favorite song wat jy al gerelease het. So Video wise jy het 'n baie goeie job al gedoen. ja, jy moet vir jou 'n ander fotograaf kry, 'n ander videograaf kry. Ek weet nog nie hoe lekker werk kameras en daai goed. Ja, jou make-up skills is nie. Nee, ja. Ek grap. Ja, ek moet miskien leer video's neem en ophou make-up doen. Want jy het net die doelaks of die plastikon so gevat en soos haar gat jy lyk beter As ek 'n droë konkrete op jou gesig gegooi, toe lyk jy goed. Nee, ek grap. Hoor hierso en het jy ek weet jy het nou onlangs 'n collab gedoen saam met Ivan wat nou al vrygestel is. Maar is daar nog 'n droom collab vir iemand in Suid-Afrika saam wie jy 'n collab wil doen? Daar is. Deel asseblief. Want ek het al 'n stage saam met haar gedeel. Ek het vir haar opening act gedoen en van vocalists in Suid-Afrika, almal wat sing mooi. Maar ek het 'n baie harde stem en ek het langs daai vrou op 'n stage gesang en sy het my dood gesing. Wow. En haar naam is Tashay. Tashay. Ek wil baie graag 'n collab saam met haar doen. Tashay? Ja. Ja. Ken julle mekaar? Ja, ek het haar actually gebenader met 'n sang en toe sy soos yes, maar logistics werk nie altyd en dit is bietjie moeilik vir hierdie jaar gewees. Okay. So maybe, kom ons kyk, maar 2026 is die jaar. Ek dink ons gaan daar moet ons 'n collab sien van jou en Tashay. daai mens kan sing. Ek kan net imagine want sy's incredible en jy's baie goed. Dankie. So ek dink die twee van julle saam in 'n collab. En kom ons kyk of ons dit hier by Connection Studios kan doen. Imagine that. Jaco, Connection Studios, Tashay, Fran. Tashay hulle te nooi man. Ja, hy's 'n Neumann mic. Ja. Ja, nee, dit is ek dink haar stem. Sy het my letterlik op stage. Ek het soos weggetrek toe sy sing my dood, dat ek nie my eie stem kan hoor. So powerful is en sy's klein, maar daai voice wat daar uitklim was net ek kon dit nie glo nie. Ja. Dit was incredible. Nee, ek dink daai's 'n power collab wat ons gaan moet uitvind uitvind binnekort hoe dit gaan klink. Ons altyd so 'n bietjie rock and roll in ons. Ons kan Natuurlijk. ietsie files en iets spattig doen. Ja. Hoor jy my vriend, ek wil vir jou sê dankie. Ons tyd is amper verby. Ek wil vir jou sê dankie dat jy ingestem het om hierdie podcast te kom shoot. Jy is by far een van die beste songwriters wat ek al ontmoet het. En ek dink jy gaan nog groot goeders bereik. En my wens vir jou is om groot goeders te bereik. En my wens vir jou is 'n collab saam met Tashay. En my wens vir jou is 'n verskyning op Afrikaans as groot se verhoog. So bietjie kamera flirting. So ja, ek hoop alles van die beste. Ek wil gou vir jou ietsie gee. Ons het 'n geskenkie vir jou hier van Dromers en Doeners af. Ag my moeder. Maak hom gou oop daar. Dankie my vriend. Friend. Kom ons kyk. Hulle mag nie sien nie. Ja, hulle moet sien. Moet ek so oopmaak? Ja. Nou, laat ons. Jy gaan moet uithaal. Anders gaan jy nie mooi kan sien wat dit Hy is. voel swaarder. Moet ek raai wat dit is? Ja, nee, liewers nie. Nou val al die goud uit. Moet nie skit nie. Okay, pas maar gou. Oh man, ek het hierdie koppies kyk, dit was soos ek soek eene. Ja, my vriend, dankie vir dit. En my naam. Ja, dankie. Dankie brother. Dankie vir almal van julle van Connection Studio. Dankie. Ek waardeer, brother. So wat ek wil bysê met dit is, Dankie. ek het nou deel van die mission van die podcast is om mense te kry wat dromers is of drome jaag of wat doeners is. Stutter ek nou daar. So jy is absoluut 'n dromer en 'n doener. Jy volg jou drome. Jy droom groot en jy doen iets daaraan om dit te bereik. En mag jy as jy elke keer uit daai koffiebeker uit drink, onthou wat jou droom is en
dit nooit ophou jaag nie. My vriend, maar daarvoor moet ek vir jou dankie sê, want 'n mens kan baie groot droom, jy kry baie dromers. Maar partykeer het jy iemand nodig om jou net 'n bietjie 'n skop te gee, weet jy, daai Spartan kick, so van 'n partykeer mense dit nodig, want 'n mens weet, especially musikante en goeters, jy het nie genoeg selfvertroue nie. En dan kom iemand soos jy oor die pad. Soos ek sal tot die dag wat ek my kop neerlê, gaan ek dankbaar wees en ek sal altyd weet try op 'n way my dankbaarheid wys en weet want jy het baie van hierdie deure wat oopgegaan het, was jy wat gedoen het. Want ek het al gedroom en jy het die doenwerk gedoen in die begin tot ek geleer het om op my eie twee voetjies te kon loop en soos okay, ek moet dit seker want toe jy nie daar kon wees nie. Ja. Ek moet dit seker nou maar self doen. Nee, baie dankie man. Dit Dankie beteken vir vir my baie en ek wou net half dit sou vir my hartseer gewees het om te weet daar's talent en dit word nie raak gesien nie. So ek dink ek het 'n baie klein deeltjie miskien net die begin gewees van dit, maar ek's bly jy is nou hier en ons kan praat en jy is op hierdie journey. My eerste een. So ja, Eerste nee. podcast, So maar baie dankie en vir daai mooi woorde en dankie dat jy hier was en sterkte met alles vorentoe. Kan nie wag om te sien wat verder met jou loopbaan gebeur nie. dankie en mag hierdie so groot raak dat ons dit op kyk en op Vea en Wie weet. ek is 'n blessing wat definitief vir iemand uitgespreek word. Jy doen dit met die regte hart en goed so. Baie dankie. Dankie my vriend. Ek Alright. waardeer dit. Cheers, myne is ongelukkig leeg. Is maar jou nou vir leeg? Cheers, ja. Cheers. En dan daarmee wil ek vir julle ook sê baie dankie dat julle gekyk het. Dankie aan Jaco en Connection Studios vir hierdie awesome space. En ja, ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek.